Ek begin vanoggend met 'n nuwe reeksie. My reeksie is met nie 'n reeks noem nie. John Piper slam self dood, hy sê oor ek doen my 3 preke in 'n rye reeks. Maar volgende eerste van 3 boodskappe wat ek titel die krag van die bloed. So dit gaan oor net wat God vir ons kom doen het. Ek dink dat dit sinds ons vandag nagmaal doen, kan ek net sowel hier begin met dit. So ons gaan nagmaal aan die einde van die boodskap hê. En dan die 4de weekie van nou gaan Pastor Elvin Moodley vir julle die diens doen, want dan is ek en hy die was op 'n mooi plek. Ons sal 'n kraan kry. Ons sal vir julle forel terugbring, ons gaan dolstroop doen. Okay, so vandag wil ek praat met julle oor die bloed van Jesus en wat dit vir my en jou beteken, en ek gaan net vandag, ons net daar 'n klein stukkie daarvan begin kyk. Johannes 1 vers 17. Ek gaan maar net luister. Ja, sien hy dan Jesus, dit is al. Hy het my opgecheck. 'n Mens moet, dis wat ek doen, ek my vrou opcheck en mooi maak. Johannes 1 vers 17. Want die wet is deur Moses gegee en die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. So dit stel hierso die wet wat deur Moses gekom het in teenstelling met die genade en waarheid wat deur Jesus gekom het. En ons weet dat Johannes 8 vers 32 sê as ons die waarheid ken sal die waarheid ons vrymaak. Nou dis 'n bietjie moeilik om te sien in Afrikaans of selfs in die Engelse gedeelte. Maar genade en waarheid is half een term in die Bybel en in God se gedagtes dan. Die rede is, ek gaan gou vir julle net in Engels lees en probeer verduidelik daai. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Nou in Engels, as mens 2 goede het, daar is in die verlede tyd, as jy dit in nou moet stel, sal sê, grace and truth come through Jesus. Jy sê nie sê comes nie. Maar in Grieks is dit daar staan. Dit sou sê comes, vir 2 terme. Dit beteken as dit is een ding, in Grieks is dit is 2 goede, maar dit word gesien as een ding. So, genade en waarheid wat ons vry maak, is een ding. Nou, as jy wel vry wil wees, dan is vandag die plek vir jou. Want ons gaan gou kyk na hierdie saakie. Die hoofskrifgedeelte van vandag, 1 Johannes 1. Ek gaan vir julle van vers 5 tot vers 10 lees. 1 Johannes 1 vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Nou kom ek vertel julle wat die meeste mense dink hier so staan. Die meeste mense verstaan, ons weet, God het geen duisternis in hom nie, hy is absoluut lig. En as ons nou sê ons is sy skapies, en ons doen nie verkeerde goed, dan wandel ons nie meer in die lig, ons wandel in die duisternis. En omdat ons in die duisternis is, moet ons dan gaan vergifnis vra, sodat jy weer kan terugkom in die lig. Kyk daar vers 7 gaan half die ding wees. Die
Die tweede gedeelte van die vers sê, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Die woord reinig is in wat se vertens, wat se tyd? Hede, is nou, okay. In die Grieks is dit present continuous, omdat in Afrikaans het nie seker vakkies nie, dink ek nie. Ja. Dit beteken, Jesus se bloed maak jou nou skoon, dit maak jou weer skoon, dit hou, is voortdurend, is die Continue. ja, Ja. voortdurend is 'n mooi Afrikaanse woord wat ek kon dink daarvoor. Oh. Dit maak jou die heeltyd skoon, dit doen nou en dit hou aan om jou skoon te maak van al jou sondes. Dis wat die tweede gedeelte van die vers sê. So dit het gister gebeur toe jy gevloek het. Dit het vanoggend gebeur op pad en toe op jou vrou geskree het. En môre as jy begin twyfel in die roeping wat God op jou lewe het, dan is dit nog steeds so. God was jou nog steeds. Dit is nie 'n ding wat iewers gebeur het vir jou ou sondes in die ou dae nie. Continuous, aanhoudend. Okay, die woord reinig ons van alle sonde beteken enige en elke. Want dis vir ons koppies maklik om te dink die Here vergewe my gevloekery en vir alles wat by ander mense kom. Dis moeilik om te dink hy vergewe ander ou se ontrou teenoor sy vrou, verstaan jy? Ons wil hulle 'n bietjie dril. God vergewe jou as jy sy kind is van enige en elke sonde. As ons kom by die eerste gedeelte van die vers, is dit waar baie mense voel hulle word gediskwalifiseer, want dit sê, maar as ons wandel in die lig soos wat hy in die lig is. En baie mense wonder nou die ding van, Jesus, dit voel nie my lekker by die lig nie. So, wat baie mense vir hulle self dink is hierdie ding. Om te wandel in die lig beteken ek lewe in totale gehoorsaamheid aan God. En as jy dit nie reg kry nie, dan slip jy in die duisternis in. Okay. Maar kyk nou wat sê die vers daar so. Ek wil jy kyk, Johannes praat nie van 'n ou wat in lig is en dan nie sonde nie en sonde nie. As jy kyk vers 7 kyk, waar sê Johannes loop hierdie ou? Wegtrek pleks in die lig. Nou as jy die middelste gedeelte net van nou uitlos, nie wat nie belangrik is nie, is net ons kyk na die bloed van Jesus, die middelste gedeelte sê ons het gemeenskap met mekaar as ons in die lig is, gemeenskap met God, ons weet dit. Ons het gemeenskap met mekaar en gemeenskap met God as ons wedergebore is. So as ons daai gedeelte nou vir uitlos, sê dit, as jy in die lig geloop, dan reinig Jesus se bloed jou die hele tyd. Okay. So prakties beteken dit, jy staan op met 'n lied in jou hart, jy spandeer 'n goeie tyd met die Here, jy stap by die voordeur uit en jy gly soms op jou salwing werk toe. En op pad na jou werk toe, ry jy idioot voor jou in. En voordat jy kan dink ek is 'n goeie Christen seun, vlieg daar mooi woorde by jou uit en jy vertel hom wat hy met homself moet doen en met sy ma moet doen en ek weet nie wat als nie. En so jy was in die lig toe jy by die huis uitgekom het. Nou gly jou voet, nou sien jy die duisternis. Dis wat mense verstaan. Maar wat die vers 7 sê, as jy in die lig is, jy loop by die huis uit met die Here in jou hart, dan reinig die bloed van Jesus jou continuously. Nou waar moes jy in die duisternis gekom het dan? As hy die hele tyd reinig, hoe kom jy in die duisternis in? Die bloed van Jesus moes op om te werk iewers in hierdie equation, dat jy moes in die duisternis kom. Okay. So dis die enige eerste logiese halfpunt. En so ek hoop dit vanoggend jou brein gebring nie net jou gees nie, want vir my is ons pastoor gehad wat altyd gepraat het van holy common sense. Nou is nie noodwendig kom, maar dit nasie vat nie weg van geloof nie, ek dink dit bou geloof. So kan jy sien as jy in die lig loop en jy struikel, dan Jesus se bloed is konstant daar. Dis wat die vers sê. As jy in die lig loop, jy het gemeenskap al die goede, maar as Jesus se bloed wat jou konstant reinig. Die Griekse woord vir wandel, wat is dit? Peripatio vir die wat belangstel. Beteken om jou lewe te hê of te rig. Dit beteken jy rig jou hele lewe daarin in die lig. Okay, dis wat jy doen. Nou as jy God ken, dan is dit wat jy doen. Mense wat God nie ken nie, is nie in die lig nie. Hulle rig nie hulle lewe daarin nie. Dis wat mense doen wat in die lig is. Jy kan net op een plek op 'n slag wees. So vanoggend is jy of in die gemeente van ware lewe of jy's 'n maabed. Jy kan nie albei plekke gelyktydig wees nie. So jy's of in die lig of in die duisternis. En die probleem met baie mense is hulle is nie seker nou waar is ek nou? Ek het dan nou droog gemaak. Ek's 'n kind van die Here maar ek nou droog gemaak. Waar is ek nou? Jy kan net op een plek wees. En as jy op een plek is, dan wil ek hê julle moet my soek in julle Bybels. Waar praat God ooit van sy kinders as kinders van die duisternis of in die duisternis of enige van daai? Dis nie meer van sy kinders praat nie. 1 Tessalonisense 5. Ek het gesê 1, nee.
Ja. So nie? Van 5. Vers 4 en 5. Maar julle broers is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Daar staan dit net in swart en wit as jy gewonder het. Dit is hoe die Here van sy kinders praat. So dis eenvoudig. As jy gered is, dan is jy in die lig. Jy rig jou lewe in die lig. As jy God nie ken nie, jy is nie wedergebore nie, dan is jy nie in die lig nie. En as jy in die lig is, dan reinig Jesus se bloed jou deurlopend van enige sonde. En julle, dit is die genade van God daai. Dit is, ek het so lank gestoei met hierdie ding. Ek het wanneer het ek gebreek in my erkieskat laas jaar. Vir die eerste maal het ek gevoel vry. was voor laas jaar. Okay. Ja, die Maar laaste onlangs, 2 jaar. as jy dink van ek ken die Here al van 1986 af, is 2 jaar terug, 'n baie kort tydperk in my lewe wat ek vir die eerste maal net gevoel het, want ons, ek sê vir haar gisterand ons lê in bad, die ding van ek onthou in die kerk waar ek groot geword het, as ek reg onthou het ons elke liewe diens begin met die les van 10 gebooie. En as niks verkeerd noodwendig daarmee, dis die prentjie wat ons kry van jy moet hierdie ding, jy moet van roer. Nou, so vir my hartjie was daai ding baie waar, want ek het lank gelewe met die idee van God se genade en guns wat ek ervaar is afhanklik van die mate waartoe ek my lewe kom inrig volgens hierdie lig. Die probleem met die storie is as mense sê jy moet jou lewe rig en God se genade ervaar volgens die lig wat in jou is half 'n mens sou kon redeneer en nie net sou kon nie, ek het mense wat gaan naamloos bly want hulle luister die boodskappe wat het my gesê het, ek wil nie die Bybel soveel lees nie, want hoe meer ek weet, hoe meer is ek verantwoordelik. En dit is wat hierdie ding vir jou bring. As jy die equation maak, okay, ek gaan God se genade goed ervaar volgens hoe getrou ek is in die lig in my, dan is dit al vir jou logiese redenasie, so dit lyk dan vir jou of hoe minder jy van die lig in jou het, hoe beter is dit vir jou eintlik. Want jy kan nog steeds die Here sien. En dit is wat die negatiewe kant is van die Here so sien en sy genade so sien, op die ding van half, hou jouself aan toon. Vers 7 sê, jy moet in die lig loop, nie volgens die lig in jou nie. Dit is miskien semantiese verskilletjies, maar dis in my nog 'n ding van. Ek's in die lig, myself nie daar gekry nie, die Here het my daar gesit, ek het hom toe gegaan, ek het my daar gesit, en ek loop in hierdie lig, en ek het gemeenskap met God, en ek het gemeenskap met ander, en my sonde is voortdurend vergewe in daai lig. As Jesus se bloed op my reinig afhang van my belydenis elke keer voor hy my dit vergewe, gaan dit beteken jy moet heeltyd bewus wees van jou sonde en dan dink presies vang as jy hom nou gedoen het. En jy's afhanklik van jou kennis en jou interpretasie van wat aangaan en al daai goede. En dit beteken in my kop dat Jesus het gekom vir grade van vergifnis, van vergewe wees. So ek is miskien 70% vergewe. Elwin is 'n trooper, hy is 90% vergewe. Lieseltjie is 40% want sy bietjie ADD, sy kan nie. So Jesus het nie gekom vir vergifnis nie. Jesus het gekom elke en enige sonde sê dit. Wat hy weg. As jy moet dink in die Ou Testament wat vir ons prentjies gee van hoe dit vandag lyk. In die Ou Testament as jy gesondig het jy nie 'n offer gebring en die bloed op jouself gesprinkel nie. Jy het 'n priester gehad wat jou gesprinkel het. Die prentjie vandag is wie is ons priester? Jesus is ons priester, sê die Bybel volgens die priesterorde van Melchisedek. In Hebreërs 5 so as jy na Jesus toe gaan, hy is die toeleder van die bloed en die Bybel sê hy doen dit voor jou. Dis nie iemand op aan nie. So jy's nog steeds nie verantwoordelik vir jou eie reiniging nie. Jy gaan dit nie maak nie. Jesus se bloed doen daai ding vir jou. Ek dink as ons moes die hele tyd ons sondes van bely, sal die meeste van ons niks anders gedoen die hele dag nie. Ons sal ja, jy sal ek sal met bed uit opstaan nie. Want weer is die voorhand liggende goed is die groot goed wat jy half dis obvious. Maar dan warm van goed is soos die bedoelinge van ons hart julle en ons vertroue net in God se beloftes vir ons lewe en al daai tipe van goede. Want die Bybel sê as wat nie uit geloof het is nie sonde. So daai goedjies is maklik om oor te trap. As jy dan wil bely en volgens die wet wil lewe, dan gaan jy van my byhou. Terug op 1 Johannes 1, die laaste gedeelte daarvan, van vers 8 tot 10. As jy nou so dink soos wat ons nou geredeneer het vanoggend, wat ek dink dit is,
dan lees baie mense verder vers 8 tot 10 wat sê, en as ons dan geen sonde het nie, mislei ons onsself in die waarheid is nie in ons nie, en as ons ons sonde bely, vergewe dit, en as ons nie gesondig dan sê ons hy lieg, en hulle, dis half asof dit 'n teenargument is vir die vryheid en die genade, dit niks te my uit te waai nie. Dit, alles wat daar staan is presies die waarheid. Ons word in sonde gebore en ontvang, as jy sê jy het nie sonde nie, lieg jy. Dis definitief so. Al wat ons net sê is, as jy in die lig is jy in die lig, daar is nie ding van, jy staan nie op in die lig, duisternis, lig duisternis in dieselfde dag nie. As jy in die lig is jy in die lig, want Jesus se bloed vergewe jy die hele tyd. Hy sal sy bloed sal moet ophou werk, dat jy moet in die duisternis inkom. Die ander gedagte wat ek gehad het is met wedergeboorte word ons soos God, deel van sy soort, as mense so wil stel. Jy word nie God nie, maar soos hy. En die begin van die ding het ons gelees dat God is lig en hom is daar geen duisternis nie. Ons word soos sy soort met wedergeboorte. Nou natuurlik gaan jy die gevolge dra van jou sonde. Dis nie die gevolge raak nie weg nie. Maar vergifnis staan. So as jy nie jou bekommernisse gaan oorgee aan God byvoorbeeld nie, gaan jy dalk voortydig doodgaan aan 'n hartaanval. Dis die gevolge wat jy gaan dra, alhoewel jy vergewe is. En as jy dalk deur is 'n voorstelle van reinheid bietjie mistrap, dan mag jy dalk by huis aankom met 'n STD of 'n ongewenste kind wat jy vir die res van jou lewe gaan grootmaak. Maar jy kan in hierdie kerk kom staan met jou boekmaag en die Here met rein hande jou hande opsteek aan prys. Want jy is totaal vergewe as jy in die lig is. As jy in die lig is jy in die lig en jy kan misstap en God se vergifnis is daar vir jou. Jy gaan die gevolge dra. En dit is waarmee ons deel as ons kom met die berading goed is. Ons moet die gevolge help uitsort en die verwagtinge en die goed wat mense glo om dit, maar God se vergifnis is daarso. Ja. Jy gly nie in die donker in. Tensy jy besluit om uit te klim, jy kan natuurlik besluit om uit te klim. Ek het ongelukkig 'n paar sulke mense wat nie gedink is moontlik in die ou dae nie, maar mense besluit teen die Here. Ja, selfs nadat hulle hom geken het. Ja. Die duiwel julle gaan jou wil probeer verduidelik dat hierdie is nie so nie. Dat as jy iets verkeerd gedoen het, gaan hy jou laat vuil voel. Want iemand wat vuil voel, gaan vuil dinge wil doen. Dis waar ons koppies is. So, sondaars voel half veer vir sonde. Hulle het nie hierdie ding van lewe met die doen ek reg of verkeerd nie. As jy 'n Christen word nou, dan het jy 'n meer sensitiewe aanvoeling vir die dinge. Maar as jy nie besef die vryheid wat jy gekry het met Christus toe vir jou gesterf het nie, dan gaan daai ding vir jou martel. En dit is wat Christus gesê het, ek bring nie vir jou nie. God se standaard vir sonde het nie gesag nie. Maar hy het 'n plan gemaak. So jy kan in absolute vryheid kom staan en rein voor God kom staan elke keer. Want hy kyk na jou deur die filter van Jesus se bloed en die krag van wat Jesus se bloed vir jou kom doen het. So daar is geen marteling vir jou oor jou sonde nie. Vryheid, as jy Johannes 1 vers 7 die waarheid van hy besef, dan jy's 24/7 staan jy rein voor God, ekskuus, as gevolg van die krag van die bloed van Jesus. Ja, volgende week sal ek die res met julle deel. Ek wil net hierdie miskien. Hebreërs 10. Hierdie werk kan ons nou verbeter nie, dit is 'n ding wat Jesus gedoen het een keer. Hebreërs 10 word elke keer in sy Bybel omtrent met 4 verskillende kleure highlight. Dit is my ongelooflike ding van ons vryspraak in die Nuwe Verbond. Vanaf vers 11. En elke priester staan wel dag vir dag om dieselfde diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes gaan wegneem nie. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sonde gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God, afgaan en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank vir sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Dit is fenomenaal. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met julle sal sluit na die dae, spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in julle hart, en in julle verstand sal ek dit inskryf, en aan julle sondes en julle oortredinge sal ek nooit meer dink nie.
waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir sonde nie. So daar sê dat jy is 'n afgehandelde werk, dit het een keer gebeur, dit is nie weer nodig nie. Dit wat mense voel van hierdie ding, is die leuen van die duiwel om jou sleg te laat voel. As jy in die lig is, en dit is nog steeds die kwalifiserende ding daarvoor, as jy in die lig is jy in die lig. Ek gaan myself nou voorspring net, so jy gaan volgende week dieselfde vergelyking hoor. Maar ek het net, dis my soos met daai in 'n huwelik. As jy in 'n huwelik, as ek met haar in 'n huwelik staan, het ek van beloof, tot die dag as ons doodgaan, het jy my liefde, ek gaan vir jou sorg, ek gaan alle dinge vir jou doen. Sy het van beginsel my niks terug te doen nie. Ons het nie 'n lewenskontrak wat sê, ek verwag van jou. Ons ding net sê net, battle was, maak nie saak wat kom nie. Ons is mekaar sin. En daai vryheid maak juis, dat ek nie wil gaan rondhol nie. Dis huwelike wat so is, dat mense wil uitbreek. Een waar daar vryheid is, en waar ek kan vertrou met my liefde, is die een waar jy dit terugkry. Dit is, en ek dink, dis die ding wat mense miskyk van hulle vryheid, mense gaan sonde, hulle gaan juist nie. Maar volgende week dan meer, volgende week, daar is 'n halve veiligheidsklep ingebou, die ding wat God vir ons gebring het met genade. So, die Bybel praat van die genadeverbond met 'n rede, dit is genade. Jesus se werk was nie net om jou uit die donker te gaan uitsleep in die lig in nie, en jou skoon te maak nie. Sy werk is nou nog om jou skoon te hou. Dis wat hy doen. Al wat hy van jou wil hê is, kom na hom toe, bly in sy lig. Kom loop in sy lig, rond, rig jou lewe in sy lig. Jou redding is net afhanklik van sy goedheid en guns, dit het nie uit te by met jou werkies nie. En dit maak dat dit 'n soliede werk is en 'n ewige werk is. As jou vergifnis moes afhang van jou aandeel in die storie, dan was dit 'n baie wispelturige ding geweest. En wankelrig en onbestendig. Maar nou, omdat dit gebaseer is op God se genade en die werk wat hy klaar gedoen het, staan dit vas. Dis 'n ding wat hy klaar gedoen het, is ewig en vas. So julle, prys God vir sy genade en sy krag en die bloed van Jesus. En ek wil hê julle moet vanoggend nagmaal geniet met daai vryheid.